EFF-lede in die Noord-Kaap het gister na die premier se kantoor opgeruk om teen die bestaan van Orania te betoog. Partylede het gesê die dorp se bestaansrede om Afrikaner kultuur te bewaar is 'n rookskerm vir 'n verskuilde agenda om apartheidsideologie te bewaar. En dan het hulle verder gegaan om te sê hulle sal ook met hofaksie dreig indien daar geen reaksie is op die memorandum wat hulle oorhandig het nie. En ek gesels nou met Joost Strydom, die uitvoerende hoof van die Orania beweging. Goeiemôre Joost en baie dankie vir jou tyd. Môre Susan, dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om oor Orania sake te praat. En selfs al is dit so bietjie dramaties, is dit vir ons lekker om ons saak te stel en ook vir luisteraars in te lig oor wat werklik gebeur wanneer politieke partye sulke geraas maak. Ek wil juist vir jou vra Joost, wat is jou reaksie op hierdie beskuldiging van die EFF? Susan, die EFF is nie die eerste om Orania te probeer gebruik om politieke relevantie te kry nie. Ons sien die EFF is 'n party wat besig is om steun te verloor. En dit is asof in die afgelope week EK en die EFF in 'n kompetisie is om te kyk wie kan die meeste politieke aandag kry uit gemeenskappe soos Orania of Kleinfontein daar naby Pretoria. So dit is met 'n groot baai en met 'n groot geraas. Ons reaksie is eintlik heel eenvoudig. Ons reaksie is 'n vraag, 'n teenvraag aan die EFF. Wanneer hulle goed is, soos Orania must fall en whiteness must fall en die Vryheidsfront must fall, jy weet mos alles moet val. Ons reaksie is eenvoudig en dis om te vra wat presies gaan die EFF stemmers kry daaruit as elke tweede gemeenskap moet val? Gaan hulle werksgeleenthede kry, gaan hulle skole kry, gaan daar opvoeding en opleiding en ontwikkeling plaasvind met elke gemeenskap wat val. Hierdie gedagte wat uit die revolusionêre denke kom, dat mens net iets kan opbou as alles eers vernietig is, dat die utopia skielik gaan aankom as mens alles platslaan, is totaal onsinnig. Maar ons moet ook uit 'n ander perspektief na hierdie saak kyk en dit is die dinamiek tussen die EFF en die ANC. So die premier van die Noord-Kaap is 'n ANC-kandidaat en hy en die EFF het eintlik opgeruk na sy kantoor toe. Baie mense was onder die indruk dat hulle op pad na Orania toe is, maar nee, dit was nie die geval nie. Hulle het versamel in Kimberley by die premier se kantoor. So dis definitief ook 'n dinamiek wat uitspeel tussen die ANC en die EFF. En ons reaksie dan as daar sulke drama is maar net om doodgewoon op te staan, werk toe te gaan en te bly bou aan ons gemeenskap. Orania se bestaansreg is goed verseker in die grondwet, in historiese ooreenkomste en dit is natuurlik 'n godgegewe reg ook. Ons gaan nie 'n groot bohaai maak oor hierdie dinamiek wat uitspeel tussen die ANC en die EFF nie. Joost, dink jy dat Orania se model verkeerd verstaan word in die openbare diskurs en indien jy wel so voel, hoekom? Dink nie heeltemal so nie. Daar is natuurlik mense wat dit verkeerd verstaan. Ek dink in hierdie geval verstaan die EFF en die ANC dit nie verkeerd nie. Hulle is moedswillig. Hoekom sê ek so? Wel, die EFF doen 'n beroep dat Orania se status hersien of heroorweeg moet word, omdat dit dan nou konsuis 'n apartheidsgemeenskap is. Maar beide Julius Malema en president Jacob Zuma het al Orania besoek. Om die waarheid te sê, nie een van hulle was negatief na hulle hier weg is nie. President Zuma is daai tyd aangehaal dat hy gesê het, if all communities could organize like Orania, we would fight poverty in South Africa. Hulle was almal baie positief. Wat nou nodig is vir hulle om politieke relevantie te behou is om 'n tipe van 'n swart skaap te hê of iemand om meer politieke relevantie te kry. Ek dink daar is in die breë publiek 'n misverstand oor Orania. Dis goed soos hoe ons werk, hoe ons instellings bou, hoe belangrik die kwessie van eie arbeid is vir Oraniërs. Dis alles moeilike goed en ek dink baie mense verstaan dit soms verkeerd. Maar dit is tog wel verskriklik belangrik. Ek dink in hierdie geval is dit doodgewone politieke moedswilligheid. En die EFF sal môre of oormôre iets of iemand anders vind om voor kwaad te wees en dan weer aangaan en 'n baai daaroor maak. Joost, is dit nodig in jou opinie dat Orania sy bestaansreg en selfstandigheid moet verdedig binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse grondwet en ook die reg op kulturele selfbeskikking?
Ja, elke oggend as ons opstaan moet ons bestaansreg verdedig. Ons moet dit doen deur uit te gaan, deur instellings te bou, deur ons eie arbeid te doen. Dis die kritiese ding van Orania, as mens jou eie werk doen, dan skep jy 'n demografiese werklikheid in jou eie gebied. En so bou jy aan vryheid. So die manier hoe ons dit doen is net bietjie anders dink ek as dit wat meeste mense besef. So dit is hoe ons bestaansreg verdedig. Maar die grondwet is duidelik. Orania se historiese ooreenkomste is duidelik. Die oorlegsone wat Orania erken as 'n unieke munisipaliteit, dit is alles duidelik. So ag is eintlik dis eintlik baie duidelik dat Orania 'n bestaansreg het en ag ons moet Orania verdedig in die politiek, in die reg en deur paraat te wees as gemeenskap by elke geleentheid wat dit nodig is, maar ek dink die ware werk is om die gemeenskap aan te hou bou, dat hy groter en groter word en dat mense op daai wyse jou idee verdedig. Net so laaste vraag, Joost, hoe sien jy Orania se toekoms in 'n veranderende en selfs dikwels gepolariseerde Suid-Afrika? Dis 'n baie belangrike vraag. Ek dink iets wat mens moet onthou van Orania is dat die gemeenskap bedink is reeds in die 70's en 80's, dat die grond gekoop is in 1991 wat Orania ouer as die nuwe Suid-Afrika maak. Orania het al 2 verskillende politieke bedelings in Suid-Afrika oorleef. Ons het al 3 verskillende grondwette in Suid-Afrika oorleef. Ons het die munisipale veranderinge oorleef wat in die jaar 2000 ingefaseer is. Ons het verskillende presidente oorleef. Ons het soveel verandering en nou is 'n klomp nuwe goed voor ons deur. Nuwe politiek in Suid-Afrika, die Amerikaanse politiek wat hulle aandag op Suid-Afrika sit. En ons is ook besig om te skakel met verskeie lande en groepe en mense in Europa, in die Europese kontinent. So die vermoë om jouself te posisioneer op die regte tyd en die regte besluite vir jou gemeenskap te maak is krities belangrik. So Orania se toekoms sal afhang van die ekonomie wat ons kan bou, van die mense wat ons kan mobiliseer en van die erkenning wat ons kan aanhou kry en natuurlik van genade van bo. Maar ons het darm al bewys dat ons kan aanpas in verskillende omstandighede en dis ook lekker om te weet dat daar soveel Afrikaners daar buite is wat ons ondersteun elke keer wanneer ons deur so 'n veranderingsproses gaan.